My naam is Mianne Esbach, graad 6, Laerskool Zenien, Limpopo. My onderwerp is, daar's 'n spesifieke ritme wat lei na sukses. Die Amerikaner Henry Duncan het 'n groot fortuin van sy ryk familie geërf. Nadat hy sy erfporsie op die ouderdom van 35 ontvang het, het hy in sy ouers se heerhuis ingetrek en in sy bed gaan klim, waar hy vir die volgende 40 jaar tot sy dood gebly het. Bediendes het in al sy behoeftes voorsien en hy het besluit dat routine, reëls en respek nie meer vir hom geld nie. Voorsitter, dames en here, die ware verhaal van Henry Duncan is voorwaar die toonbeeld van super-duper luiheid. Plaas woeker hy met sy erfgeld. Nee, dames en here, ek hakkel of stotter nie. Hierdie 3 R'e staan vir routine, reëls en respek. Ons het hierdie ritme nodig om 'n mooi en suksesvolle lewenslied te skryf. Die eerste R in my ritme na sukses is routine. Ja, ek weet dit klink vervelig, maar het julle al aan die nagevolge gedink as ons wegbreek van routine af? As ons so laat slaap as wat ons wil, nie meer tande borsel of wasgoed was nie? Ons asems gaan vrot en vlee gaan ons ongewaste klere toepak. Routine is ons beskerming. Wietske Boon, 'n Gautengse spelterapeut, het in die artikel "Routine is goud werd" van Vrouekeer op 19 September 2023 gesê dat elke kind 'n meerdere mate voorspelbaarheid nodig het en dat routine 'n gevoel van geborgenheid en sekuriteit skep. Ek glo dat routine eintlik 'n ingebore ding is. Kyk maar net na babas. As klein Pinkvoet elke dag sy bottel melk om 8:00 die oggend kry en mamma besluit sy gaan dit 'n halfuur later gee, skreeu daardie baba dat die kraan se antwoord gee, want nou voel hy onveilig omdat sy routine versteur is. Gelukkig het ek sommer al vroeg geleer dat routine in ons huis ononderhandelbaar is. Iets wat my besige skoolprogram soos kinderspeletjies laat voel. Ek hou steeds ritme en die tweede R staan vir reëls. My boetie dink natuurlik, reëls is net daar om gebreek te word. Maar Boeta, ek het nuus vir jou. Vra maar net vir die bekende aktrise Lindsay Lohan wat gebeur as mens die reëls breek. Hierdie bekende aktrise het geglo sy is beroemd en reëls is nie op haar van toepassing nie. Martina Lebardi, 'n gedragskenner, skryf in haar artikel "Die waarheid oor Lindsay Lohan se tronkstraf" van 22 Oktober 2023, gepubliseer op joudissipline.com, dat Lindsay in haar leksikar die spoedgrens oorskry het, oor stopstrate gejaag het en boonop onder die invloed bestuur het en dieselfde aand opgesluit is. Dit het haar lewe verander en haar laat besef dat reëls wel belangrik is. Die redakteur van die Lig-tydskrif en uitgewer van verskeie boeke, Francine Prins, stem hiermee saam met die artikel "Die 5 beste huisreëls vir kinders", gepubliseer in haar tydskrif van Januarie 2024, en sê dat reëls ons waardes weerspieël. Dit maak mos sin. As ons van kleins af leer om reëls na te kom in ons ouerhuise, sal ons reëls nakom as groot mense. Reëls skei koring van die kaf. Die laaste R in my ritme na sukses is respek. My ma sê dat jy nêrens in die lewe gaan kom sonder respek nie. Dis nie net iets wat jy kry nie. Jy moet dit verdien. As jy jouself en jou medemens respekteer, sal jy ook gerespekteer word. Dames en here, dis skokkend om te hoor hoe van my maats met hulle ouers en onderwysers praat. As ek sulke kleurvolle woorde moet gebruik,
sal my ma 'n hartaanval kry en my pa sal sy poepie wegskrik. Ek sal gehok word tot die kraaie in my plooie kan nes maak. In die artikel Hoe lyk respek en medemenslikheid in skole op Marula Media se webtuiste van 12 Januarie 2022 skryf Dr. Janette Clerk Littig, voormalige onderwyseres, dat respek een van die belangrikste kenwoordes is waarop ouers en onderwysers moet konsentreer. Ek stem beslis saam. Respek is die fundament waarop 'n samelewing gebou word. Respek begin wanneer ons nog in doeke is en melktande sny. As ek kyk na sommige mense rondom my, glo ek vas dat daar geen respek in hulle ouerhuise is nie. Voorsitter, ek wil dans op die ritme na sukses. Ek wil nie net inpas nie, maar ek wil uitstaan. Ek wil anders as die stomme Henry Duncan, woeker met wat ek het, en so ryk na sukses, want routine laat my geborge en geliefd voel. Reëls leer my goeie waardes, en met respek kan ek 'n blink toekoms verseker. 'n melodie sonder ritme is soos mieliepap sonder mieliemeel. Dit beteken niks. Net so is ons pad na sukses, sonder die perfekte ritme van routine, reëls en respek, gaan ons lewenslied maar vals wees.